Dan sê hy, kom ons sluit ons oë. Vader Jahweh, dankie dat ons hier kon worship nou, Abba, in waarheid en gees. Abba, dankie vir hierdie asems, Abba, dankie vir dat U asem, Jahweh, is in ons harte, dit is in ons longe, en dankie dat ons longe kan gevul wees met U asem, Abba. U is die great I am, en ons eer U, Vader. Yeshua, dankie dat U 'n weg kom maak het, terug na Abba Vader toe. En dankie dat ons U naam mag uitspreek, dankie dat U sê, alles wat ons in U naam vra, sal U vir ons gee. Dankie daarvoor, Yeshua. Ruach, U is so welkom hierso nou. Kom vul hierdie plek nou. Praat met harte, troos harte. Leer ons. Dankie Vader vir hierdie manna uit U troonkamer. Het ons prys U naam en ons vra dit alles in die seun Yeshua se naam. Amen. Amen. Sy môre julle. So ons is besig met die afgelope laasweek het ons begin met hierdie die goue altaar. En ek eer Abba vir die twee stukkies oor die goue altaar wat Vader ons kom leer het. En ons het laasweek gepraat oor oor die gebed. Dit gaan alles oor ons gebedslewe. En ons het gepraat laasweek oor hierdie vreemde vuur van hoe is die vuur wat insteek? Hoe lyk die vuur wat in hierdie bediening inkom? Dit is die hout, soos hulle die hout almal hout bymekaar gesit het en wat gaan kry het. Hulle moes die volk moes ook gegaan het en gaan hout kry het en om hierdie vuur te laat brand het heeltyd by die bronsaltaar en daai prentjie van hoe ons moet hout saambring en hierdie vuur wat ons vandag om Abba Vader te worship, saam as hierdie huis, saam as Bethel, as beteken hierdie huis van Vader Jahweh. En dit is so ja, en ons het ook gepraat van hierdie vuur waarmee jy inkom, wat se vuur bring jy in? Het jy nog 'n hart wat nie lekker voel nie, is jy daar kwaad nog vir iemand? En dis die ding, jy kan nie so inkom met hierdie strange fire nie, om vir Vader Jahweh hierdie offer te bring nie. Dit moet 'n soet geur wees wat hy soek van ons elke dag en dag en dag, daai liedjie wat so mooi is. Nou die vraag is vandag wat ek wil vra is, hoe moet ons bid? Want dit gaan oor ons gebede, dit gaan oor ons worship. En daar's altyd vrae van, en ek moet eerlik wees, baie keer sit ek met dieselfde vrae ook, en dit het al baie gebeur, want die vyand kom en hy bring hierdie twyfel oor ons van, maar bid jy reg? Hoe moet ons bid? En ons gaan 'n stukkie vir die afgelope 2 weke verder, gaan ons by staan van hoe moet ons bid? En dis elkeen 'n persoonlike, is Ruach geïnspireer, dit is 'n persoonlike, hoe elke ou persoonlik met Vader Jahweh praat, maar daar soos Yeshua kom en hy kom gee vir ons riglyne. Maar het ons dalk baie keer hierdie blasey houding in ons gebede? Het ons hierdie van nymheid en proclaimheid wat deesdae wat baie mense gee? Van ek soek dit en dit en dit, dankie Abba, amen. Of ek het dit gedoen en nou soek ek dit. En dit is gevaarlik want dit kan gesien word as strange fire. Bid ons dalk soos die heidene wat alles herhaal? Bid ons in autoriteit? En gebruik ons die autoriteit reg wat Yeshua vir ons gee in ons gebede? Of misbruik ons dalk baie keer die autoriteit? Het ons daai tyd wat jy maak vir Vader Jahweh en sê, Abba, maar laat U vooruit gaan. Gaan berei U vir my die plek voor. Gee U vir my die gawes asseblief om te gaan bid vir daai persoon. Of hardloop ons net en ons wil net bid? Soos ons laasweek gesê het van wees versigtig om te vinnig hande op te lê. Ek praat vanoggend met 'n boeta van baie keer is daai persoon eers nog gelouter word. Baie keer is daai persoon nie reg vir daai genesing nie. Vra vir Abba vir die regte modiem. Moet ons byvoorbeeld so siekte direk aanspreek in Yeshua se naam word genees? Of moet ons gaan en gaan bid en sê Vader, genees daai persoon, werk deur hierdie hande in Yeshua se naam? Dis alles vragies wat ons in ons wat ek al baie keer gekry het, wat die vyand probeer laat wonder van bid ons reg. En die ding is dit mag Abba ons leer deur sy Ruach en sy woord. En die volgende 2 weke wat kom oor hierdie journey oor ons gebedslewe, oor vas, oor hoeveel keer moet ons vas? Wat moet ons doen as ons vas? Is dit net 'n dieet? Al daai goedjies, al daai vragies. So baie keer het ek al daai vraag gehad van, moet ek sê Here in my gebed? Mag ek sê Here? Mag ek sê Lord? Want dit is wat buitekant duidelik deesdae aan die gang is van baie mense sê jy mag nie. Daar's baie video's daaroor.
Jy mag actually nie eers, baie mense sê, jy mag nie die naam Jesus gebruik nie. Want dit is verkeerd, dit is 'n Romeinse afgod. Naam, byvoorbeeld. En dis alles vra. So mag Vader ons leer. Maar so eerstens met wie moet ons praat as ons bid? En dis een ding wat Abba op my hart gelê het en wat ek graag wil regstel vir persone, verstaan almal wat dalk eendag gaan gekonfronteer word met hierdie name en goeters, want dit is erg. Mense is baie erg oor deesdae. Daar's mense wat verskil oor die name, oor liedere wat ons sing, is daar geskil oor, van Jesus, Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yahweh, Yahuwah, El Shaddai, Adonai. Wat sê jy as jy bid? Wat mag jy nou sê deesdae? Dis die ding. So antwoord my gou, een ding wat ons moet nooit vergeet nie. In wie se naam is jy op 'n stadium as 'n kind of 'n mens gered? In wie se naam? In wie se naam het jy in jou lewe wonders gesien? Ek het 'n knieg wat vergrys was, wat tot vandag toe, en ek eer Abba daarvoor, wat geen dokter al aangeraak het nie, wat in Jesus naam genees is. 'n NG Kerk het mense vir my gebid vir my knieg, dat hy genees word. Kan ons dan sê die naam Jesus is nie reg nie? Want dis wat mense sê deesdae. Gaan ons nou nuwe melkdrinkers wat in die bediening inkom, jaag omrede hulle byvoorbeeld Jesus sê? Gaan ons liedere verwyder waar ons sing oor Jesus? Gaan ons Bybels verwyder wat sê Here of Jesus of die Engels Lord? Gaan ons Bybels uithaal? So dit is 'n baie sensitiewe saak hierdie en baie min mense wil daaroor praat deesdae. Want mense kan oor hierdie gedeeltes, oor die name kan hulle baie gou ongelukkig raak. En baie vinnig kan daar mensopinies inkom oor dit. En dis baie gevaarlik, want dan gebruik die vyand dit om skeuring te bring tussen mense en bedieninge. Ons followers of the way, as ek dit so kan noem, kan deesdae nie saamkom nie, want ons kan nie die eenheid hê nie as gevolg van heel eerste name. Tweedens, oor die datums. Ons kan nie by mekaar kom nie. Dit is 'n probleem. Ons het nou laas Saterdag met 'n toer na die toer dieselfde ding gesit. Mense kan nie by mekaar kom nie. Die vyand weet, hy weet waar ons swakpunte is. So maar doen my 'n guns, Boeta en Sissa, en terwyl hierdie preek aan die gang is, en maak toe jou oë, of praat met Vader Jahwe, en praat met jou skepper, jou koning, die koning wie jy, as jy jou oë toemaak, vir die persoon vir wie jy bid, die God waarvoor jy bid, maak toe jou oë en sê, Here, as ek sê God, of Here, of Jesus, praat ek met U. Maak daai ding reg met Abba Vader en sê, as ek Jesus sê, praat ek met jou, Yeshua. Doen dit net een keer in jou lewe, dat daai kan uitgesorteer word. So dan beloof ek jou, gaan jy van daar af kan sing Jesus, en dit gaan jy nie kan pla nie, want dan weet, Yeshua, as jy sing Jesus, dan praat jy van hom. En dis die ding. Praat met die God van Isak, Abraham, Isak en Jakob. Kry dit oor jou rug, Boeta en Sissa. Dat wanneer jy weer sê Jesus of Yeshua, dan praat jy met die seun van Jahwe. So mense vra baie keer van hoekom ons in die bediening Yeshua sê en nie Jesus nie. Ons het al baie keer daai vraag gekry. So die ding hierso is, ons hou daarvan om die naam Jesus op sy Hebreëse naam te noem. Sy Hebreëse naam. Sy mamma en pappa het Hebreë gepraat en hom Yeshua genoem. Net as ek 'n boer is en my ma, my pa my peer genoem het. Nie appel nie. Hoe sou jy daarvan hou as jou naam Piet is en hulle noem jou Koos? Dit is nogal mooi, 'n boer, Afrikaanse boer wat juis 'n peer is. Dis deel van boerdery. Ja. Maar die ding is, ons Bybels, ons liedere, die mense wat inkom roep,
Jesus, ons kry dit baie hierso. Nou waar sny jy die lyn? Jaag jy hulle weg en sê nee. En die probleem is, dis wat ons op 'n stadium ook geroep het in ons lewe, toe ons self nog melkdrinkers was, en ons moet dit nie vergeet nie. Ons is gered in daai naam. Gaan dit nie oor wanneer jy jou oë toemaak in worship, met wie praat jy nie? Praat jy met 'n afgod, soos die mense dit sê? Of praat jy met die lewende koning van konings, die seun Yeshua, met Vader Yahweh, as jy jou oë toemaak? Ons moet pas op, daar's melkdrinkers, wat nou net dalk in hierdie pad begin stap. En mens kry vleiseters en melkdrinkers, en jy kan dalk 'n melkdrinker wegjaag, deur hom weg te jaag oor die name. En dan het jy een kans wat jy in jou lewe kon kry, om dalk vir daai persoon, Vader Jahweh se woord te leer, weg. En dis die ding. Ons moet baie versigtig wees. Hebreërs 5 vers 12 sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels, hoor gou hierso, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van Jahweh moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Dit is belangrik. Ons gaan baie melkdrinkers nog in hierdie tye ontmoet. En ons kan hulle nie wegjaag. Ons moet hulle inbring, vir hulle bid, hulle ontmoet waar hulle op hulle stadium in hulle lewe is. Vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Wat jy enige vra? Kan ek vir jou hierdie mooi nuus vertel op 'n stadium? Dan gaan die vragies van self begin kom deur daai boetie en sê, maar joh, ek hoor julle sê Yeshua, hoekom sê julle dit? En dan verduidelik jy. Of hoekom hou julle Sabbat? Ons het nou laas naweek met die toer het ons dit gekry. Wat na die toer toe kom 3 boeties en 2 sissas, en hulle kom vra oor goeders. Nie van afgedruk en sê julle moet dit nou reg kry, nee. Hulle kom vra en dan vra jy vir Ruach om deur jou te praat en dan vertel jy hulle. Dis belangrik. So boetie en sisse, wat is jou roeping? Is nie om te doen wat die disippels gedoen het nie, om die disippels te maak, hulle te doop en hulle te leer nie. Die punt is, as Abba vir jou 'n melkdrinker stuur, kan jy hom nie vertel hy mag nie, Jesus sê nie. Jy sal hom wegjaag. Of daai van wat baie mense aanhaal vandag en sê, ja, maar hoe kon daar 'n letter J in die Grieks gewees het? Nee. Hy is gered in daai naam en jy ook. Kry eers die melkdrinker en bid vir hom en dan later leer jy hom van die Hebreëse naam. Ons moet versigtig wees want ons kan mense wegjaag. Gee die vleis wanneer Vader so sê deur sy gees. So op 'n stadium het ek Yeshua gesê en nou sê ek Yeshua. Weet jy wie daar agter gekom het? Hoekom? En dis weer eens elkeen se keuse. Mag Abba Vader jou leer boetie en sisse. Hoekom sê mens baie keer Yeshua, Yahshua, Yahushua? En ons baie geskil oor mense daaroor. Nou, as jy Vader, hoekom ek besluit het om te begin sê Yahshua? As jy Vader se naam, hoor gou mooi is hierdie. As jy Vader se naam Yahweh vat, begin dit met 'n J-A-H. Yahweh. Okay? En Yeshua, sy seun, ook die eerste 3 letters. J-A-H. Is nie so mooi as jy sê Yeshua en Yahweh. Yeshua se naam en Vader Yahweh se naam. En dis tog wat hulle is. Yeshua sê ek is my Vader se naam is genade lees. So dis hoekom, dis elkeen se persoonlike
keuse. Dis elkeen se persoonlike journey wat hy is op sy lewe. Ek hou nie daarvan om die ja te sing. Dis net so goed as jy sê haleluja. Hallelu beteken prys. En ja, die naam van Vader Yahweh. Dan as jy sing haleluja, sing jy prys Yahweh. Ja. Weerens, dis jou persoonlike keuse, as jy oë toemaak, wie bid jy? Stel dit vanoggend nog reg. So daar's baie opinies oor die name, en ons almal ken dit maar net in dele. Die gebed is hierso, mag Abba Vader ons leer deur sy Ruach. Ons moet net nie baie versigtig wees om nie mense te oordeel en hulle weg te jaag nie. En dit is belangrik om die regte name te ken en bid saam dat Vader Jahweh dit vir ons nog sal openbaar. Okay. So met wie moet jy praat as jy bid? As jy bid, met wie praat jy? Met Vader Jahweh? Moet jy bid tot Yeshua? Albei? Wat van Ruach HaKodesh? Dis alles vrae wat ons het. So kom ons lees Johannes 14, vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God. Glo ook in my, sê Yeshua. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Dis so mooi. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my Vader behalwe deur my. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom. En het julle hom gesien? Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lankal by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, hy het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Vers 10, baie belangrik. Glo nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader, wat in my bly. Hy doen die werke. My Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Dankie Abba. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar omdat julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag van julle sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie, is baie belangrik, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, die Askariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my gebooie nie. Hier is hard. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur,
Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jeremia 31 word weer herhaal. So daar's 3 verse wat vir my uitstaan in die hele gedeelte is. En die een is vers 10, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. Sien hoe mooi is daai van daai name van Vader, Yahweh en Yeshua, die 2 wat so mekaar is. Dis maar my rede hoekom ek hom naam sê. Yeshua vra, hy vra vir jou ook vandag, glo jy nie? Glo jy nie? En dis die ding, ons moet glo, hy vra, glo jy dat ek in my Vader is, my Vader in my? Hierdie stuk help ons baie, maar Yeshua sê hy is een met die Vader. Wat beteken dit vir ons? Vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. So as jy dit glo, dat Yeshua in die Vader is en die Vader in hom, dan sal hy vir jou gee, wat jy ook al in sy naam vra, sodat die Vader verheerlik word. Dat Yahweh deur Yeshua verheerlik word. Nou is baie vandag, en hierdie is 'n moeilike onderwerp oor die 3 eenheid. Kyk, as jy oor dit wil begin praat, gaan ons heel jaar kan praat. Daar's soveel opinies en soveel dinge oor die 3 eenheid. En dit is so gevaarlik, want ons as mens, ons wat maar dink ek ou kolletjie is in Vader se riem, wil baie keer so slim probeer wees, en maak asof ons alles weet. En al riglyne wat ons het, is die woord. Dis al. Daarvoor sê ek nog steeds, ons ken net teendele. Maar die probleem is dat die bietjie wat ons dink, die gedeelte, ek weet nie, ek dink, dis 'n stukkie van ons brein wat ons wel gebruik. Ek weet nie hoeveel persent nie, maar hulle sê ons gebruik net 'n stukkie van ons brein. Van die volle potensiaal van ons brein in elk geval. Net daai stukkie wat ons so slim maak, wil ons dan met mense stry en oneenheid en skerings bring onder die bruid. En dis die gevaar daarvan. Dis die gevaar daarvan. En ek weet, daar's baie, soos nou is hierdie uitgang gaan al baie mense sê, maar hoe kan jy dit sê? Julle is verkeerd. Daar's tot Bybels wat verander is en sê, nee, maar dis so. En dis die probleem. Mense stry deur te sê, Yeshua is Yahweh se seun, maar nie God nie. Kry ons dit baie? Ja. Dan sê ander mense weer, hy is die seun en ook God. En so gebruik die vyand dit om mense mekaar te skeer. Tussen huise. Dan kry jy nie daai eenheid onder Vader Yahweh se kinders nie. Dan kan hulle nie saamkom en kom feeste vier nie. Want ons kan nie datums nie. Ons kan nie mekaar nooi nie, want ons geskil oor die name. Volgens Psalm 133, 'n baie bekende vers. As daar nie eenheid is nie, kan Vader Yahweh nie sy seun gebied nie. En die vyand weet dit. Julle, so vandag is 'n baie moeilike dag, is 'n moeilike preek hierdie. En ons ken weer eens net in dele. Maar mag die woord dit verduidelik, nie mens opinie nie. Maar die woord homself verduidelik. Dis belangrik, want hier is ons gebedslewe. Die vyand het ons twyfel. Is die naam reg? Bid ons reg. Is Jehoshua ook God of net God se seun? Dis dinge waar ons moet praat vandag. So ons is op 'n sekere manier geleer as 'n kind in die kerk, byvoorbeeld. My vraag is, wat sê die woord? Wat sê die woord? So kom ons kyk en vra vir Vader se Ruach om ons te wys. En onthou, die woord is vir 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Dis baie belangrik. So kom ons laat Jahwe ons leer. So die eerste gebed wat ons geleer, die eerste ding wat ons geleer is byvoorbeeld, en dit is wat ook baie keer vir my vasgesit het, is as mense doop byvoorbeeld. Hoe doop baie mense? Hoe ons as toe ons groot geword het, hoe het mense gedoop? Ons doop in die naam van die Vader, die naam sy Seun, ons doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is dit hoe mense doop? Baie mense doop? Ja. Maar wie is die Vader waarvan jy praat daar? As jy sê in die naam van Vader, is dit weer eens as jy oë toemaak, okay, dit is U, Abba Vader Jahwe. Maar dis baie gevaarlik, want
daar's God. Die naam God word, daar's 'n Hindoe God, daar's 'n Moslem God, daar's ons God. En dit is baie belangrik om te verstaan, dink ek, wat met wie jy praat. Moet ons nie dalk meer spesifiek begin bid nie, moet ons ook nie meer spesifiek begin doop nie. Byvoorbeeld, as 'n boetie en sussie oor my praat, okay? Sê nou dat julle sê, jy weet, daai ou is bless. Daai ou. Julle sit daar iewerste in 'n coffee shopie en julle sê, daai ou, hy's bless. Okay? Gaan julle weet van wie, gaan ander mense weet van wie gepraat word? Of gaan hulle verstaan as jy sê, Peer is bless? En Abba ook, dan weet hy wie skinder julle van. Byvoorbeeld. Dit is belangrik om dalk 'n naam te sit aan dit. Want Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die naam. Baie belangrik. Hy sê nie net, gaan doop hulle in Vader, Seun en Heilige Gees nie. In die naam. Met ander woorde, in die naam Yahweh, sy Seun Yeshua en in die Ruach HaKodesh. Dan weet ons mos met wie ons praat. Dis belangrik. So Abba het my nog gewys, ons gedoop het, begin name sê. So sê my, was Yeshua van die begin van die skepping af daar? Ja. Sy naam is die woord. Johannes het dit mooi verstaan. Hy sê Yahweh se woord. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord was by God, en die woord was God. Die woord was God. Baie belangrik, want baie mense sê, hy kan nie die Seun, hy kan nie God self wees nie. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, in die heerlikheid soos van die enige gebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. So as die woord God is, en die woord het vlees geword, wat sê dit dan vir mense? Want het dadelijk moet sê, al mense sê dat Yeshua, wat die woord is, waarvan Johannes praat, en die woord God is, en tussen ons kom woon het, gaan kyk jy na die Grieks, is die Grieks vir die woord logos, en dit beteken letterlik 'n woord wat gespreek word deur Yahweh. Daar's geskil daaroor, want baie mense sê die woord daarso is 'n woord wat gespreek is deur Vader Yahweh. Ek gaan nie te veel oor sê nie. Was Yeshua van die begin af daar? Ja, verseker. As jy na die Arameërs gaan kyk, na die woordjie woord, is dit die woordjie memra. Okay. En is iets wat ek nie wil aanhaal hierso nie, maar gee ons iets om te gaan dink. Baie keer goed om te gaan kyk na wat gebeur het, en na die ander, soos baie keer gaan kyk ons na die Hebreëus, as ons nie woord verstaan nie, ons kyk na die Grieks, as ons iets verstaan nie. Maar daar is ook Aramees. So in die tyd van die Bybelse tyd, het hulle byvoorbeeld, as die mense in die sinagoges, as hulle gepraat het, het hulle die Torah gelees het, was daar wel ook mense wat Arameers gepraat het. En dan het hulle gestaan en hulle het hierdie Arameers mondelings gelees vir hulle, dat hulle kon Arameers verstaan. En obviously is dit basies opgeskrywe. Dis nie die Talmud nie, okay? Dit is Arameers. So dat 'n persoon gehad wat gepraat het, maar wees versigtig, dit is ook mondelings gewees. So dit is opgeskrywe gewees, en die naam van daai geskrifte was die Targum. Ek weet nie of jy ooit gehoor het van die Targum nie. Okay. Nou, as jy gaan kyk in die Targum, wat die woord wat gespreek was, daarso, was die naam vir die woord, soos aan die begin was die woord memra. Alright. Soos byvoorbeeld, dit was die memra wat geloop het in die tuin van Eden.
Die Memra wat die verbond gegee het op berg Sinai. Dit is die woord van Jahwe. Die Memra wat mense uit Egipte uitgelei het. En volgens die Arameërs was die woord in die begin daar. Baie belangrik. Nou wie is die woord? Ons weet dat Yeshua is die woord. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Dat die woord homself verduidelik. Kan ons dit van 'n ander kant af verduidelik? Want daar's nog steeds mense wat sê Yeshua is nie van die begin af daar so gewees nie. Daar's nog steeds mense wat sê hy is nie God self nie. So die Bybel praat baie van 'n engel. Okay? So was daar engele van die begin? Ja. Die vraag is, was dit partykeer 'n gewone engel wat gepraat het? Of was dit Yeshua self wat gepraat het? Kom ons kyk. En dan is dat nou die woord homself verduidelik hierso. Ons wil kyk of Yeshua van die begin af daar was. So gaan lees ons in Genesis 16 vers 11 sê daar, ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God. So daar's 'n engel gewees wat aan haar verskyn het en sy sê, U is 'n God. Wat sien? Want sy het gesê, hier het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Punt. So die engel hierso wat daar verskyn aan die begin van die woord in Genesis kom en dit is gesien as 'n God. Okay. Nog 'n voorbeeld. Genesis 31 vers 11. En die engel van God sê vir my in die droom, Jakob. En ek antwoord, hier is ek. En as jy afgaan na vers 13, en ek is die God van Bethel, wat jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Hier sê die engel weer, ek is God. So die engel van God sê, ek is God. So is dit 'n gewone engel wat daar praat met Jakob? Nee. Want as die engel self sê, ek is God, sal hy uit die hemel uitgegooi word. Soos wat Satan met hom gebeur het. Want dit word gesien as hoogmoed. Die Hebreëse woord vir God is Elohim, wat beteken heersers, regters, gode, ware God. Dis is 'n meervoud, Elohim. Rigters 2 vers 1 sê, toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochim en sê, ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met die eed beloof het en gesê, ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Weereens 'n engel wat praat daarso. Die punt is, daar is kere waar die engel Elohim was en kere waar die engel 'n boodskapper was. Byvoorbeeld in die Openbaring 22 vers 8 staan dit weer anderste. En daar staan, en dit is ek Johannes wat het gesien en gehoor het, en toe ek het gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid vir die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar het, aanbid God. So daarso in Openbaring weer, is dit 'n gewone engel wat verskyn. Kan julle die verskil sien? Daar's 'n engel wat gesien word as God, en daar's 'n engel wat gesien word as 'n gewone boodskapper. Was Yeshua dalk daai engel gewees? Sy Vader Jahwe kan nie aan mense direk verskyn in die woord nie. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Net Yeshua het al ooit vir Vader Jahwe gesien. So kan Vader Jahwe wat hierdie lig is, hierdie heilige God is, right? Kan hy aan mense verskyn? Soos 'n mens? Kan hy loop in die tuin van Eden soos 'n mens as hy heilig is? As net Yeshua hom gesien het? Of was dit Vader Jahwe wat sy seun Yeshua, deur sy seun Yeshua
gestuur het om heeltyd met die mense te praat. Op Berg Sinaï die gebooie te gee, byvoorbeeld. Hy was daar gewees. Hy is God, maar hy is God se seun. Verstaan dit? So as Yeshua op Berg Sinaï was en die gebooie gegee het, hoekom sal hy ooit die gebooie verander? Hoekom sal dit alles verander? Die wet alles verander, as hy self daar was, as 'n engel. Want glo vir my, 'n engel sou nie gesê het, ek is God nie. Ons kan verder gaan praat oor die brandende bos, gaan kyk bietjie daarna. Dit was verseker Vader Jahwe wat Yeshua gestuur het, as God, as die woord. Die Arameërs verduidelik dit duidelik as die woord wat heeltyd daar was, die Memra. So as Johannes 1 sê die woord was God, dan is Yeshua mos God. Een Elohim, maar nog steeds die seun. So kom ons gaan nog 'n bietjie dieper om hierdie stand te steun. Jesaja 44 vers 6 sê, en ek gaan dit in Engels lees, want ons verstaan dit net baie makliker. This is the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. And the Redeemer. Vader Jahwe sê, en Yeshua, Jesus Redeemer, Yeshua. I am the first, and I am the last, and besides me, there is no God. Hier herken jy sê Jesaja, daar is twee roelers. Nou die Elohim, dit beteken meervoud. Jesus. Regters. Okay? Wie praat hier? Jahwe en hy sê hy is die begin en die einde. En hy sê hy is God, hy is Elohim. Ook sê hy is die Redeemer wat ons weet is Yeshua. En selfs in Openbaring, hy sê daar, ek is die begin en die einde. Vader Jahwe sê ek is die begin en die einde in Jesaja. Hier staan in Openbaring 1 vers 17 en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie van sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en my sê moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Ek is die lewende, ek was dood en kyk, ek leef tot in ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ander woorde, Yeshua was van die begin af. En volgens Jesaja was die Jesus. As jy dieper kyk na die naam daarso, dis Elohim Adonai. Die Jode het daai stukkie verskryf en die kinders uitgehaal as Adonai. Om dit te verander en nie daai standpunt te maak van God's twee Jesus. Nog 'n voorbeeld van eenheid, Sagaria 14 vers 3. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos die dag van die stryd en die dag van oorlog. En die dag sal sy voete staan op die Olijfberg wat voor Jerusalem lê, en die oostekant en die Olijfberg sal weer gesplit word, van oos na wes tot baie groot dal, en die ene helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Die Hebreëus wat gebruik word vir daai woord Here in ons Bybel is Jahwe. So Jahwe self sal staan in die bergspit. Maar wie weet ons gaan die bergspit eendag, wie gaan daar wees? Yeshua. Weer eens bewys van die eenheid. Eendag. Wat gaan gebeur? So onthou dat dit in jou gebed, hulle is een. Die Hebreë sê Echad. As jy Deuteronomium 6 vers 4 die Shema gelees, hoor Israel, die Here Adonai, ons God, is 'n enige Here. Enige Here. So Echad beteken nie net een nie net een nie, maar het beteken ook verenig. Nou die Afrikaans is moeilik. Die Engels sê unify. Hulle sê, ek sê dit so mooi. Ek sal net sê, hulle is unify. Hulle sê dis klomp 2, 3, dis 3. Een man, is 'n unit. Dis net soos as jy voor as jy gaan druiwe koop, byvoorbeeld of as jy 'n trosie druiwe gaan koop. 'n Tros is druiwe, jy sien hom as 'n druiwe.
Okay? Maar, ons kom drywe aan die kros. Jy gaan koop nie net, gaan nie net na die supermark toe, jy trek een dryfie af en sê ek wil hierdie dryfie koop. Jy koop tros. En saam word gesien as dryf. Dis tros. Dis so Vader Jahwe, Yeshua en Ruach Kodesh tot een God is. Maar, 'n Vader, 'n Seun en 'n Gees. Almal Elohim. Elohim wat beteken God. En Adonai beteken in Engels Lord, ons ken in Afrikaans Here. Dis wat sê, as jy sê, hoe gaan Adonai, Adonai Elohim beteken dit? Best to you Lord. As die naam Here jou pla, of as die naam Lord jou pla, sê dan Adonai. Want ons kry die mense wat sê, dit is jy verwys nou weer na daai Joodse God. Maar toe jy hoor en sê, Vader Jahwe, as ek sê Here, sê ek, praat ek met u. As daai gedaan, dan gaan jou lewe vir jou baie makliker wees. Want jy kan die duiwel agter elke bos uithaal. Maar versigtig wees, want as jy dit gaan vir mense sê, hierso in die bediening, of wat ek al daar op die straat, wat iemand na jy toe kom en hy wil hierdie passie om te leer, die waarheid te leer, kan jy hom dalk wegspring. En 'n geleentheid kry, waar hy geleer het, en sy lewe kom van. Ons ek vra vir Ruach om ons te lei. So moet ons bid. As jy sê ons moet alles in sy naam vra. Alles. Hy sê dit in Johannes, ons sneller lees. Hy is in die Vader, en die Vader is in hom. Raak ons het gelees. Die woord sê dit, ja. Ek dink dis hoekom Yeshua vir ons, die onze Vader gegee. Sodat ons kan verstaan. Sodat ons kan verstaan in tye soos vandag. Tye soos vandag se lewe. Want hy sê, dis so julle. Mattheus 6:5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie. Want dan hou daarvan om op die sinagoges en op die hoeke van strate te gaan staan en bid. Om deur die mense gesien te word, verwaar ek sê vir julle, dat hulle loon kry. Maar jy, wanneer jy bid, gaan nie binne kamer, sluit jou deur en bid, jou Vader wat jou in die verborgene is. Jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. So. En as julle bid, julle gebruik nie uitdagings van woorde soos die heilige nie. Want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet, hoor vir my mooi, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Dankie aan. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, dat U naam is. Ek gewaar nie. Alles wat hulle ons volgende aangaan met ons Vader. So kom jy ons te bid. Hy self sê. Hy sê, wat God is, sê. Ons wat in die hemel is. Dat U naam gaan. So, ek van harte dat we verstaan, daar is geskille, daar is baie geskille vandag, oor die name, oor die mening. Wees so stigtig. Moet nooit vergeet, wees nie waarmee vergeet is. As jy wonder, maak het reg met Vader, maak het reg met Yeshua. Sê as ek die naam sê, dan moet u dat doen. Maak nie daai leiding. Maak hy leiding. Mag allemaal ons leer, as ons nog moet leer oor dit, mag allemaal ons leer om die weg te maak. Mag allemaal ons leer hoe ons moet bid. Wees hy gees. Dit is my hartsgebed vir ons allemaal. Dat ons verstaan, stop ons ons behoefte om ons alles te gee, om die puurnis, die openbaring 19:20, om ons self te bekleed met die righteousness, die reining. Dus dit is 'n pad, maar asseblief, broeders en susters, moenie mense seermaak, moenie melkdronkers seermaak.
met ons voorbeeld. Want jy was ook daar tussen gestaan. En as iemand jou op baie stadium weggejaag het, net oor te sê, jy bid na die verkeerde naam. Wat sê gebeur? Sê jy naam? Dis dit. Ons moet baie versigtig wees. Mag door ons naam. Kom ons kyk af. Vader, dankie Abba vir hierdie wonderlike voorreg. Dat ons het om by U voete te kom. Onse Vader wat in die hemel is, mag U naam geheilig word. Onse Vader Jahwe, mag U naam geheilig word, mag U naam geseënd wees. Yeshua, mag U naam geseënd wees. Ruach HaKodesh, mag U naam geseënd wees. Daar's nie 'n naam soos U naam nie. Daar sal nooit 'n naam wees soos U naam nie. U naam is heilig. U is die koning, U is die skepper van heelal. U is Olam. U is Gebor, Jahwe Gebor. U is Elohim. U is El Shaddai. Vader, in U naam is daar krag. Yeshua, in U naam is krag genoeg, in U naam is daar krag. Ons een as die lewendige Elohim. Ons Adonai. Dankie Vader Jahwe vir dat ons die voorreg mag hê om net om U naam op ons tong te wees. Dankie dat ons deur die seën ons U kan nader elke dag wat vir ons die weg kom maak. Ons eer U daarvoor Vader. Wat 'n voorreg is dit dat ons op Suid-Afrika U naam openlik uitskree, uit kan versyn. Boetas is daar hierdie week en daar 'n stukkie gewees van mense wat in China, boetas en susters wat met soldate geweier word dat hulle verder mag die naam uitspreek. Kan by mekaar. Ons is hier. Ons kan die naam uitspreek, maar dan ons het geskil oor die naam. Geef ons Abba vir die keer dat ons daar ontmoedig is. Ons het vandag verklaar, Vader Jahwe, dat U is die Elohim, U is die Adonai van die plek van die huis. Bethel is hierdie plek, is U se huis van Jahwe, is U se. Vader, dankie, Abba, kom leer ons, Vader, kom wys ons, Abba. Kom sê vir ons hierdie skatte, soos U sê in Spreuke 2. Stuur vir ons hierdie skatte, Abba, en maak vir ons oop, Abba, en ons kan leer. Stuur vir ons hy vars manne elke dag, Abba, U woord. En mag ons honger vir die woord van U, mag ons die skool eet elke dag. Dankie daarvoor, Abba, vir die skool wat ons nog het. Vader, ek bid dat U die dag sal seën. Dankie vir die shalom wat U vir ons het vir die dag. Vir die dubbel porsie, Abba. Dankie dat ons hierdie teken kan dra vandag van hierdie heilige afgesonderde tyd. Want U roep ons om heilig te wees, want U is heilig. En soos U gesê het in Levitikus 10 sê dat ons moet die heiligheid deur ons dan uitstraal. Die wat naby U is. Maar mag ons nog nader aan U kom. Dis ons hart begeerte. Soos 'n kind wat naby die Pappa se voete wil kom sit. En voor hom op buig. En sê, hier sê Abba, leer ons. Dankie Vader vir alles wat ons doen. Dankie vir nog 'n week. Dankie vir die tabernakel toe wat nou kan begin. Abba, ek bid vir voorbereiding kom. Abba, ek bid vir die gawes van die Noag. Abba, wat U as ons is 'n huis sal seën mee, voordat dit wanneer ons gaan uitgaan. Dat is 'n gees wat onderskeid sal hê. En Abba, dat ons sal weet wanneer om te spreek. Want U sê in die woord dat, my kind, ek sal vir jou die regte woorde gee om te spreek, wanneer jy moet spreek. Abba, ek bid vandag, Abba, dat U die roepings wat U so sit vandag, dat U dit sal laai, Abba, die roepings sal laai met U alfabet, met U ene woord. Dat ons sal weet, Abba, wanneer om te praat en die regte woorde sal sê. Ek bid ook dat U die roepings die voorsit wat hy sit vandag in hierdie huis, Abba, dat U die roepings sal laai, Abba, met die gawes van die Ruach HaKodesh. Wysheid, kennis, onderskeid. Maar ook onderskeid dat ons sal weet wanneer ons doen. Leer ons, Abba, leer ons. Ons meet. Dankie Vader Jahwe vir vandag. Dankie dat U ons so lief het dat U ons 'n seën gee. Ons ontvang dit vandag, ontvang ons hierdie seën deur U Ruach HaKodesh, wat in ons is. Moet ons is ontvang hierdie seën, Jy so het reg gemaak dat Jy hierdie seën kan ontvang. Ontvang dit Abba van Jou seën vandag. Jy word gegaan in daai besluit. Ja, Adonai Panevlecha, wie
Jy sal uit die raaipanne uitgaan. Weer sien gaan. Shalom. Moet ons skepping van Vader Jahwe. Maar Vader sê vir jou vandag, dat hy sal jou sien. Hy sê dat hy sal jou bewaar. Maar sê ook in Psalm 91 dat hy sal engele opdrag sal gee om jou te beskerm. Maar ken hom, jy wees nie. Dankie, Yeshua, u sê deur Johannes sê in Johannes 3 dat wanneer ons die gebooie doen, dan is ons in U. Dankie dat ons gewees van U. U wil die gebooie vir ons gee. Moet ons as Abba sê, ons se aangesig voor jou verhef. Hy se aangesig voor jou dat skyn. Wees in benodig Vader Jahwe by te bring. Ja, Abba sê vandag, hy sal vir jou die shalom vrede gee. Ontvang dit nou. Bruid van Jahwe. Ons ontvang dit nou Vader Jahwe, deur die werking van die Ruach HaKodesh, deur die naam, ons koning, ons hoofpriester. Yeshua Messias, naam by naam.